Dis vanoggend 'n voorreg vir my om aan die woord te kan wees. Vanoggend, ek dink dit was Rian wat nogal so ewe gesê het, ons videograaf wat gesê het, as die baas weg is die baas nog steeds hier. Oom Jimmy, Pastor Jimmy en Pastor Steven is bietjie by 'n seminar Kaapstad toe. En ons is so opgewonde daarvoor, want hulle het gaan kers opsteek by 'n baie dinamiese gemeente, om ons gemeente nog meer dinamies te maak. Want ons is klaar dinamies, is ek reg? Amen? Julle kan maar sê amen in hierdie gemeente, dis regtig die waarheid. Ons is dinamies, maar hulle gaan om nog so bietjie verder kennis te gaan inwin. Want dis tog die ding van om 'n disipel te wees, né? Mens hou nooit op leer nie. En hulle het gegaan en hulle stuur al hulle liefde en hulle groet. Hulle het vroeg vanoggend af vir my 'n boodskap gestuur en gesê stuur net asseblief ons liefde en ons groete aan die gemeente want hulle mis julle. So ek sal die liefde en die groete terugstuur weer terug na hulle toe. En so verder het hulle toe nou vir my gevra om die woord te bring. En broers en susters, gemeente, geliefdes, vriende, hier's tot familie. Ek is regtig bevoorreg en ek sê vir julle dankie dat julle vanoggend vir my die geleentheid gee. En dan sê ek vir die Here ook baie dankie vir die geleentheid. Want weet jy, die woord is kragtig. In die week bid ek, dit was eintlik al laas week, nog voor ek geweet het, hulle gaan my so in die diep water gooi, bid ek en ek sê, Here, die Here vat my deur 'n tyd van bietjie vasting, en net na my vasting, kom hierdie boodskap by my. En ek dink, ek skryf hom vinnig neer en ek dink, Here, vir wie is hierdie? Vir wie gee ek hierdie boodskap, want dis nie op nou in my lewe meer relevant nie. Dit was 'n paar maande terug relevant, maar ek is nou al verby die boodskap. Vir wie is die boodskap? En net die volgende dag, toe kom Pastor Steven by my en sê vir my, liefling, dis jou beurt. En onmiddellik dink ek by myself, daar's die boodskap. Hy het nou sy huis gevind. En ek is bevoorreg om saam met u die boodskap te kan deurgaan. Ek gaan so vir jou wys as jy kan omdraai, want ek sien die skerm daarvoor werk nie lekker nie. Maar jy kan ons eerste slide opsit. Die tema van hierdie boodskap is lyding na die wildernis. En toe ek die eerste keer hierdie gehoor het, of die eerste keer hierdie gesien het, wat die Heilige Gees vir my uitwys, en ek hoor dit en ek dink by myself, lyding na die wildernis. Is dit nou na die wildernis? Is dit nou na die wildernis? En duidelik kom dit by my, dis na die wildernis toe. Lyding na die wildernis. Nou kom ek vertel vir julle eers 'n storie. Ek het in 2016, toe kom ek Klerksdorp toe. Ek wou glad nie Klerksdorp toe gekom het nie. Ek het in 2015 my gemeenskapsjaar klaar gemaak in Potchefstroom Hospitaal as 'n geregistreerde verpleegkundige en ek was baie gelukkig in Potchefstroom. Dis groen, dis mooi. Ons het 'n jeuggroep daar begin by wie ek so mooi inpas. Ek het vriende gemaak. Dit was lekker vir my. En ek het in daai 2015 jaar geweet ek moet Klerksdorp toe kom, want ek moet my beurs by Wilmette Park Hospitaal gaan terugwerk, maar ek wou nie. En ek het alles probeer in daai 2015 jaar om my uit hierdie beurs uit te kry. Ek het met almal gepraat om my hier uit te koop, ek het self probeer geld spaar, ek het planne in my kop gemaak, want ek wil nie Klerksdorp toe kom nie. En toe ek het so klein rooi Ford stienkarretjie, ek kan nie eens my jaarmodel onthou nie, ingery, nog 'n handrat met sulke vensters wat jy moet open toe, niks elektriese vensters nie. Ry ek so in Klerksdorp in en ek kyk hierdie plek so om my en ek sien dis vaal. Dis plat. Daar's niks wat vir my nou so mooi lyk soos die heuwels en die groenigheid van Potchefstroom, Durban nie. En ek ry so en ek dink, Here, hoekom? Ek weet ek moet my beurs terugwerk, maar regtig, aan u behoort die vee op 1000 heuwels. Ek kon seker maar hierdie beurs uitgekoop gekry het. Het ek dan nie tog vir werk gehad daar in Potchefstroom nie? En weet jy, dit lyk die prentjie Klerksdorp lyk dit vir my soos 'n verskriklike wildernis om my. En ek het nie gedink dit gaan enigsins vir my 'n goeie plek wees nie. En ek het nogal so ewe ingery, ek het vir myself so gelag daarna. So ingery en ek het so opgekyk en ek het gesê, Here, en ek is nie in Klerksdorp om 'n man te vang nie. Helaas, dis 10 jaar, amper 10 jaar later en ek het toe die man gevang. En Steven kom toe in my lewe in daai tyd
En aanvanklik toe ek hom ontmoet het, toe dink ek weet nie lekker nie. Want onthou ek is nie in Klaarsdorp om 'n man te vang nie. So my eie idee was nou glad nie hierdie individu nie. Natuurlik net soos hy is, kan hy mos nou maar 'n mens lekker vlei en omkap. My heeltemal omgooi. By dit bring ek nou my titelvers vir julle. Hosea 2 vers 13. Die van julle wat die Bybel gebring het, lees saam met my Hosea 2. Ons gaan redelik tyd spandeer in Hosea 2. Hosea 2 vers 13 sê: Daarom, kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. 'n ander vertaling praat van 'n wildernis. Die Engelse vertalings praat ook van 'n wilderness. In hierdie vertaling praat hy nou van 'n woestyn. Dis dieselfde ding. As ons kyk in Hosea, skep hy hier nou vir ons 'n prentjie van 'n lokasie, 'n intrek in hierdie spesifieke vers. Nou elkeen van ons, of jy nou in hom is, of jy al in die verlede in hom was en of jy na hom toe op pad is, beleef iewers in 'n fase van jou lewe 'n wildernis. Persoonlik, finansiëel, by jou werksplek, in 'n verhouding, in jou eie geesdimensie, beleef 'n mens baie keer 'n wildernis. En ek kan glo dat elkeen van julle vanoggend, as ek vir jou vra, steek jou hand op, gaan jy sê, ja, ek het al 'n wildernis beleef. Want hoe lyk 'n wildernis? Dink bietjie vir jouself. Daar's niks. Dit voel vir jou daar's niks. Dit is droog. As dit om jou kyk, dan dink jy, wat is hier? Dis nou nie so mooi soos die heuwels van Potchefstroom nie. Dit is plat, dis bruin, dis warmer, droog warm. Daar's niks nie. En elkeen van ons kry so 'n plek wat ons dan vra, maar Here, wat nou? Waar is ek nou? Wat gaan met my aan? Waarheen is ek op pad? As ek so kyk, is dit sand. As ek so kyk, is dit sand. As ek daai kant toe kyk, is dit sand. En as ek hier kyk, is dit sand met net 'n ekvinse hoogtetjie. Maar dis sand. Waar gaan ek heen? En dit voel asof jou lewe op daai oomblik eintlik besig is om te ontspoor. Dit voel vir jou op daai oomblik, in daai situasie, in daai werksplek, in daai verhouding, in daai omgewing, voel dit vir jou, maar is ek nie besig om ontspoor te word nie? Is daar nie iewers iets wat nou vir my sê, I'm going nowhere slowly nie? Vandag bid ek en glo ek gaan ons perspektief kan kry oor hierdie gedeelte uit hierdie skrif uit. Dankie, jy kan aangaan. As ons gaan lees in Hosea 2 vers 1 tot 4, hoor saam met my. Twis met julle moeder, twis want sy is nie my vrou nie. En ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery na haar aangesig verwyder en haar oorspel van haar borste af weg. Anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte, en haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dorland, en haar van dors laat sterwe. En ek sal my oor haar kinders nie eers meer ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen, want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gegee het. Hier skep die skrywer vir ons redelik 'n rowwe prentjie. Stem jy met my saam? Dit klink redelik na, waarheen is jy op pad met hierdie boodskap, Claudine? Wonder of pastoor Jimmy hulle reg gedink het. Die skrywer hier is 'n toonbeeld in Hosea van God. En die volk is 'n toonbeeld van die vrou. En uit die skrywer se skrywe kan jy hoor, hy's geïrriteerd. Hy's eintlik kwaad. Hy's nou fed up. Dit is nou verby, dis nou klaar. Ek weet nou nie eintlik meer wat hierdie persoon, hierdie vrou doen nie. En die skrywer is duidelik nou net heeltemal kwaad vir die vrou wat nie meer lojaal is nie. Sy het in haar loop van die lewe minnaars gekry, want vers 4 sê, want sy het minnaars agterna gejaag en gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. Daai minnaars is baie keer die seer kry van die lewe, wat ons agteraan hardloop en bietjie wegkruip. Dis die trauma wat elkeen van ons net so bietjie gebruik in die plek van om te kan sê, dis my trauma. Dis die minnaar wat my nou laat veilig voel. Dit is
partykeer daai minderwaardigheid. Dis partykeer bietjie daai teleurstelling, die hoogmoed, die trots in ons harte, die aggressie, wat in hierdie vrou se lewe kom net goue minnaar wees. Want die minnaar, die skrif sê, sy sê dis die minnaar wat vir haar wol en haar vlas en haar olie en haar dinge vir haar gee. Weet jy, is dit nie maar so in ons lewe, dat die trauma waardeur ons gegaan het, gebruik ons partykeer as 'n tydelike dekmantel om te kan sê, maar dis as gevolg van my trauma wat ek nie nou in my roeping kan inloop nie. Dis as gevolg van my minderwaardigheid wat ek nie nou kan doen wat God vir my sê ek moet doen nie. Ek is aggressief as gevolg van. Ek is trots, want ten minste is ek net nie nou so nie. Partykeer is dit daai verslawing waarin ons vassit, wat 'n tydelike minnaar word. Wat jy partykeer net aan vashou, want dit is my aanhegtingspunt. It makes me cope. En in hierdie verhaal waar Hosea 'n toonbeeld is van God en die volk, het die vrou 'n minnaar gekry. Dis nie 'n ware liefde nie. Dis 'n minnaar vir 'n oomblik om te kan sê, maar gee jy vir my wol en vlas, gee jy vir my olie en 'n tydelike dekmantel wat my net so bietjie vir 'n klein rukkie laat warm voel. Vir 'n klein rukkie laat beter voel, want eintlik kan ek nie nou op hierdie stadium teruggaan na waar ek moet wees nie. Ons vir elkeen vul net soos die vrou. Sy klink verskriklik in die woord, maar elkeen van ons vul iewers 'n gedeelte van ons lewe, 'n gedeelte van ons leemte met 'n minnaar, 'n iets. En soos wat ek praat, gaan dit by jou opkom, want die Heilige Gees oortuig ons op daai stadium van, wat is daar in my lewe? Jy kan maar aangaan. Vers 5 lees ons dan verder, waar Hosea weer eens die toonbeeld van God is. Sê hy vers 5, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings nou toemaak, en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. Nou sê God op 'n plek, dis nou genoeg. Hosea kom hier as 'n toonbeeld en hy sê, ek gaan nou jou weg met dorings toemaak en 'n muur om jou bou. Want partykeer is dit om jou op 'n desperate plek te kry. Hoekom? Sodat jy die wildernis kan begin soek. Dit klink absurd. Dit klink heeltemal verkeerd om. Dit klink asof ek besig is. Waarmee is jy besig? Maar luister. Hosea 6 gaan aan en hy sê, ek sal haar minnaars agterna, en sy sal haar minnaars agterna loop, maar hulle nie meer vind nie. Ek sal, en dan gaan sy sê, vers 7, ja, sy het nie erken, dat ek, sê Hosea hier, dat ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie. Ook silwer vir haar vermenigvuldig nie, en goud, wat hulle vir Baal gebruik het nie. Sien, baie keer gebruik ons die voorsiening wat die Here vir ons gegee het, vir ons minnaars. Jou gesonde liggaam gee jy oor partykeer aan 'n verslawing, wat nie goed is vir daai liggaam nie. Die gesondheid is 'n gegewe van God, die silwer, die koring, die mos en die olie, wat God gegee het hierdie vrou gekom en sy het dit vir haar minnaars gegee. Ons almal doen presies dieselfde. Daar's al soveel keer wat ek goue geleenthede in my lewe gekry het van die Here af. En dan het ek dit dalk verspeel. Dan het ek dalk dit oorgegee aan my eie idee, wat my minnaar was, want ek was te trots om die stem van die Here te luister. Die verhouding waarin ons baie keer nou sit, wat jy weet God gegewe is, gee ons baie keer weg vir 'n minnaar, deurdat ons onwelvoeglik handel met die een wat die Here aan ons sy gesit het. Ons baie keer praat met disrespek en geen liefde. En al is dit wat die Here vir ons gegee het, gee ons dit oor dan aan die minnaar. Want dis presies wat die vrou gedoen het. Daarom sal ek, sê Hosea, of sê die Here nou, dit terugneem. En ek sal dan nou haar in 'n plek bring waar sy ontbloot is. Ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars, en niemand sal haar uit my hand ruit nie. En ek maak 'n einde aan haar vreugde. En ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes, waarvan sy gesê het, hierdie dinge is my hoereloon wat my minnaars vir my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak. So besoek ek dan
aan haar die dae van haar baals, toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het. Hierdie is drastiese woorde wat die skrywer skryf. En hy sê, ek gaan nou al hierdie dinge stop, want dit is nou wanneer die muur om die individu gebou is, wat ek nou skielik besef, maar nou raak die wildernis vir my 'n realiteit. Het jy nie al daar gekom waar dit vir jou voel, alles wat ek al gedoen het, het tot niks uitgedraai nie. Elke poging wat ek aangewend het, ek is nou opgegee. Het jy al gevoel dat baie keer bid ek, maar ek bid teen die ceiling vas. Die stilte tyd is leeg. Het jy al gevoel ek het vir die 100ste keer 'n CV uitgestuur en daar kom niks terug nie. Het jy al gevoel daai keer wat jy weer vir 'n keer in daai verhouding sit en jy dink, ek het regtig nou al alles gegee. Maar nou voel dit vir my daar's nie uitkoms nie. Jy weet, toe ek nou hier in Klerksdorp is, het die hele situasie van ek ontmoet vir Steven en my werk, alles het begin om my te verander. En op 'n stadium, onthou dit was nie my plan om 'n man te ontmoet nie. Dit was nie my plan om 4 jaar in Klerksdorp in daardie hospitaal te werk nie. En skielik het dit vir my gevoel, maar hier sit ek. Ek is in 'n wildernis, daar's 'n muur om my gebou en my dorings, my pad is vol dorings. As ek hierdie kant te beweeg, is daar niks vir my wat vir my oopgaan nie. As ek hierdie kant te beweeg, is daar nie vir my 'n geleentheid nie. As ek vorentoe kyk en weer probeer, dan is daar nie vir my 'n uitkomskans nie. En dan voel dit skielik, daar's 'n muur om jou. Het jy al ooit so gevoel? Desolate. Daar's 'n muur om my, leeg, uitgegee. Die omstandighede lyk wel uit hierdie gedeelte waar ons nou is, in Hosea 2 vers 12, lyk dit nou baie, die Engelse woord sê gloomy. As ek om het kyk, lyk dit maar sleg. Maar God is besig met 'n proses. God is besig met 'n uitlokking. God is besig om te sê, maar nou kom ek op 'n plek waar ek jou lok. Hoor hoe mooi sê die volgende slide dit vir jou. Hosea 2 vers 13, en dis die kernteks sê, daarom, dis 'n verklarende woord. Daarom, kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en daar na haar hart praat. God lok ons, want die doel van hierdie is, dat jy op so 'n plek kom, dat jy bereid is om stil te word. Dat jy nou op so 'n plek kom, dat jy bereid is om op te hou redeneer. Want die wildernis is 'n plek waar ek nou nie meer redeneer nie. Ek negotiate nie meer oor lekker water, slegte water nie, gee vir my water. Ek negotiate nie meer oor skade weer nie. Ek vat wat kom. Want nou is ek op 'n plek waar God met my kan praat. Nou staan ek verstom. Nou staan ek verbaas. Nou staan ek verslae. En nou staan ek gereed. Hoor hoe sê die volgende definisie van 'n wildernis. Die volgende slide sê dit so mooi. Hoor wat sê die Hebreëse woord vir wildernis is midbar. Midbar beteken letterlik woord om te praat en 'n plek waar God met jou praat. Dit is die direkte vertaling van 'n woord wildernis, midbar. Is dit nie toevallig nie? Toevallig dat jy so 'n verlate woord, so 'n woord wat ek glad nie eintlik nie mee geassosieer wil word nie, so 'n betekenis kan hê nie. Nou wat gee die wildernis? Wat sê die wildernis nou eintlik vir ons? Die wildernis sê stilte. Dink aan die prentjie, kyk na die prentjie en kyk na die heuwels. Dink aan 'n wildernis. Die van julle wat al in Namibië was of wat al in 'n woestyn was, sal baie mooi weet hoe lyk dit. As jy mooi luister, dit is stil. As jy baie mooi kyk, sien jy eintlik nog steeds niks nie. Maar dan begin jy fyner kyk en sien, haai, maar die duine maak 'n kleurspeling. Die duine het elkeen 'n ander vorm. In die wildernis is daar 'n realiteit wat tot jou kom. Hulle sê die ergste ding om te sien nogal is 'n stofstorm. Dit is nogal iets om te beleef. Dit maak jou eintlik nogal bang. In die wildernis is 'n stofstorm. Want daar kom die realiteit van
waarmee is ek besig? Daar's nou bargains, en nou kan God met ons harte praat. Nou kan ek hoor wat God sê, want nou beklei ek nie meer nie. Baie keer het jy al gesien, as jy in 'n woordewisseling met iemand is, jy luister glad nie as jy besig is om te praat nie. As die een praat en die ander een praat, is dit nie 'n konstruktiewe gesprekvoering nie, want niemand luister nie. En ons geen verandering wat plaasvind nie. As jy regtig beklei, ek sien my kleintjies, as Danielle tantrum gooi, ek kan doen wat ek wil, sy hoor nie rede in nie. Ek moet baie keer langs haar op die vloer gaan lê en saam met haar op die dak kyk en sê ek vir, die dak is nie so mooi nie, né? Ja, ek sien 'n vuil kol. En kyk sy my so in haar tantrum. Want al wat ek wil hê, sy moet net kalm raak eers. Raak net eers rustig. Hou op skree, dan gaan mamma met jou kan praat, want dan kan ek redeneer. Dan het ek realiteit en 'n realistiese uitkyk op 'n ding. Vers 14 van Hosea 2 sê, dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee. Weereens 'n beskrywende woord. Daarvandaan kan ek haar wingerde gee. En die dal Agor tot 'n deur van hoop. Nou interessant, die dal van Agor word vir die eerste keer genoem in Joshua. En in Joshua word die dal van Agor as 'n pynhoop. Dis 'n plek waar die volk gepynig is en waar die volk eintlik maar die wedstryd verloor het, die oorlog verloor het. Nou kyk hoe mooi sê hy vir jou daar, en ek sal die dal van Agor, die nederlaag, gaan jou hoop word. Jou nederlaag gaan jou hoop word, want dis die belofte. Daarvandaan, van waar af? Van die wildernis af, van die stilte af, van die neerslagtigheid af, van die absolute moedelose stand af. Daarvandaan af gaan ek die dal van Agor tot 'n deur van hoop vir jou gee. En daar sal sy antwoord gee, soos in die dae van haar jeug, en soos in die dag toe sy uit Egipteland opgetrek het. Die dag toe die volk uit Egipteland uitgetrek het, was dit 'n jolige dag. Hulle was bly, hulle was opgewonde, want ek kan nou vir Egipte die slawerny agterlos en ek kyk uit na iets nuuts. Ek sien 'n horison, ek sien 'n belofte, ek sien 'n toekoms. Daarvandaan gee die Here nou weer vir jou, dat jy kan antwoord gee, soos die dag toe jy uit Egipteland uitgetrek het. Jy sien, die wildernis het voorsiening. Dink bietjie daaroor. Moses het nooit 'n tekort gehad nie. Al daai jare in die woestyn. En waar was die keer waar die volk die meeste wonderwerke gesien het? In die woestyn. Elia kom op 'n plek waar dit droog is in die land vir 3 jaar. God lei hom in die wildernis na spruitkrit toe. Hy het voorsiening vir 3 jaar van kos en water, die kraaie wat vir hom kos bring en die spruit wat vir hom water gee. Nobody else had that privilege. In die wildernis. Jona, in die wildernis van die maag van die vis, het hy perspektief gekry. Daar het hy besef, maar, wow, waarheen hol ek? Waarheen gaan ek? Ek kry perspektief in die wildernis. Job het verstaan van God en 'n realiteit van die goddelike wese gekry. Ons sal nooit die volle prentjie van God kan verstaan nie. Maar ons kan iewers die idee wat ons het, kan selfs verras word. Van die idee wat ons van God het, kan verras word in die wildernis. Because you get to know a whole new God there. You start seeing a whole other personality. 'n heeltemal 'n ander plek van God. 'n ander dimensie van God in die wildernis. Soos Job. Job het 'n idee gehad van sy eie oor hoe om God te dien. Maar toe hy in die wildernis, toe hy op die ashoop sit en desolute is, uitgegee, op, moedeloos, klaar, toe kom wys God vir hom, wat is regtig, wat is in my hart en wie is ek regtig? Jesus was 40 dae in die woestyn. Weet julle wat het hy daar gaan kry? Autoriteit. Want toe kon hy sê, gaan weg van my af, Satan. Ek sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke skrif, van elke woord wat uit God se woord uitkom. Hy kon daar opstaan en sê, no way forward, ek weet wie ek is. Die woord van die Here sê, mag die Here jou God nie versoek nie. En hy kon die skrif uit autoriteit oorgee en die vyand 'n vuishou gee. Uit die wildernis uit.
daarvandaan. Toe hy na sy 40 dae terugkom, kon hy sê, wat ek het klaar met die duiwel gedeel in my wildernis. Jy kan aangaan na die volgende een. Dis ook waar God deals with your stuff. Die vrou kom, en sy is aan minnaars uitgegee, en sy het al die lewe gelewe, en nooit eie gewees aan die man wat haar getrou het nie, in hierdie geval Hosea nie. Dieselfde met die volk, eie aan minnaars uitgegee, en allerhande afgoderry aanbid, en allerhande dinge gedoen, eie idees gaan maak van die lewe, en jou roeping, en waar jy in jou pad is, en die verhouding, en die werk, en jou finansies, eie idees gaan skep. Maar nou in die wildernis, now God is dealing with your stuff. Want hoor wat sê vers 16 en 17. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond uit, sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Jy gaan hulle nie eers meer onthou by hulle name nie. Dan, vers 17, verder, sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel, die kruipende diere van die aarde, ja, boog en swaard en oorlog, sal ek nou verbreek uit die land uit, en ek sal hulle in veiligheid laat rus. Daai konstante harwar heen en weer hardloop in jou gemoed, dans ek hier, dans ek daar, dans my gedagtes hier, dans my kop daar, die angs sit net hier, en jy weet nie wat om te doen nie. Jy's naar, jy hou op eet, jy ooreet, jy weet nie wat se kant toe nie. Nou sê God, daarvandaan stop ek nou die oorlog in jou land. Nou kan ek sê stop. Nou kan ek, wanneer jy in die wildernis deurkom, kan ek begin sê, raak rustig. Want nou het ek die autoriteit om selfs vir my eie gees te sê, in die naam van die Here, raak nou rustig. Angs, laat my gaan. Gees van vrees, die woord van die Here sê, ek sal op jou kop trap, en ek sal op 'n slang se kop trap, en ek sal niks oorkom nie. Die woord van die Here sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Want waar leer jy dit? In die wildernis. Waar kry jy daai autoriteit? In die wildernis. So there God is dealing with your stuff. In jou wildernis. Hoor die volgende slide sê vers 18 en 19. En ek sal dan ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. En my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierendheid en in ontferming. God is committing 4 things na jou wildernis. Hy commit in en net na jou wildernis commit hy 4 goed: reg, geregtigheid, goedertierendheid en trou. God commit om te sê, die reg sal geskied. Die fight wat jy fight, dis nie jou fight nie. Gaan deur jou wildernis, dan sien jy hoe staan die Here teen Egipte land vir jou op. Gaan deur jou wildernis, dan sal jy sien reg en geregtigheid sal geskied, because he's committing. Hy beloof, kom jy wat gelok word in die wildernis en laat ek met jou hart kan praat. As jy gewillig is, laat ek met jou hart kan praat en met jou goed kan deel en met jou kan werk, I'm committing. God het ek nog nooit gesien commit en nie betaal nie. En hoor hoe mooi, hy commit 4 core goed in ons lewe, 4 belangrike goedjies. Eerstens reg en geregtigheid. Jy fight daai fight al vir baie lank. Het jy hom al gewen? Glad nie. Gaan deur jou wildernis en sien hoe wen God hom vir jou. Jou kind wat nog nie die alle hart vir die Here gegee het nie. Kom ons gaan deur die wildernis en sien hoe gee die Here, hoe veg die Here vir reg en geregtigheid. Die verhouding wat sukkel, dit kom net nie reg nie. Die finansies wat net nie reg kom nie. Die depressie wat net nie laat gaan nie. Die verslawing wat ek net nie kan neersit nie. Elke keer sit ek hom neer, dan gaan ek maar weer terug. Dan sit ek hom neer, dan gaan ek maar weer terug. Elke keer. En dan sê God nou, ek kom met reg, geregtigheid, goedertierendheid en trou. Is dit nie mooi nie? God beloof, vers 19 sê hy,
en ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. Dan sal jy die Here ken. Dit is wanneer? Na die wildernis. In die wildernis, dan sal jy die Here ken. Ekskuus, ek wil net my stem beter laat klink. En nou sal die Here geken kan word deur jou, want nou eers is jy stil genoeg om iemand te leer ken, om vir God te leer ken. Nou eers. Simeon sê baie keer vir my in my hartwaar, julle het al gesien, ek's 'n redelike vinnige besige mens. Simeon sal baie keer vir my sê, "Mamma, stop, ek wil met jou praat." En dan besef ek vir die eerste keer, ja, dis waar. Ek sê net elke keer vir hom, "Ja, ek hoor, Boeta, ja, ek hoor." Maar wanneer hy vir my sê, "Mamma, stop, ek wil met jou praat," dan besef ek, okay, wag, hier is nou ernstig. En dan wanneer ek stop, dan hoor ek baie keer is regtig wat hy besig is om vir my te sê. En baie keer was dit al 'n ernstige ding en dink ek, heerlikheid ou Boet, kom ons sort net hierdie ding uit. Maar ek het so gehardloop, ek het niks gehoor nie. Daniel sal baie keer in haar tantrums net my weer eens tot 'n stop bring. En dan besef ek, maar hierdie is eintlik baie belangrike dinge. Jy kan aangaan net na die volgende slide toe. En dan kom ons nou waar die wildernis vir jou doel gee. Jou purpose, vers 22. Hoor hoe mooi is hierdie. En ek sal haar vir my saai in die land en my oor Lo-ruhamah ontferm. En dan Lo-ammi sê, jy is my volk en hy sal sê, my God. Jy gaan dan nou die geleentheid kry om te kan sê, maar net na die wildernis, nou kry ek my purpose. Nou sê God, ek sal haar saai vir die volk. Hoekom is ons hier, broers en susters? Vriende, familie, ons is hier om gesaai te word vir God se werk. Ons is hier om die koninkryk van God te bou, sodat Lo-ruhamah en Lo-ammi kan sê, ek is my God. Lo-ruhamah beteken, ek ontferm my nie oor jou nie. Lo is nee in Hebreëus. Ek ontferm my nie oor jou nie. Lo-ammi beteken, nee, jy's nie my volk nie. Nou sê God, nou hy reverse it. Nou gaan Lo-ruhamah en Lo-ammi sê, my God. Want ek word gesaai deur na my wildernis. Nou het ek purpose, nou het ek 'n doel op aarde. Maar waar moes ek deurgaan? Ek moes deur my wildernis gaan. Ek moes deur al my toetse en my challenges gaan. Ek moes my God gaan leer ken het. Jesus se wildernis, jy kan die volgende een wys. Jesus se wildernis bring lewe vir elkeen. Dink mooi daaroor. Toe Jesus gekruisig is, het hy deur sy wildernis gegaan. Dit was 'n wildernis van fisies, geestelik, emosioneel. In Getsemane is hy geïsoleerd. Bid hy alleen, daar's niks en niemand om hom te help nie. Daar's niemand wat emosioneel eers hom optel en sê, okay Jesus, ons doen hierdie saam met jou nie. Eers nadat hy al sy stryd deurgegaan het, kom Josef en hy kom help om daai kruis te dra. Eers toe. Jesus se wildernis bring vandag vir my en jou lewe. En dit is die doel. Jou wildernis is sodat jy kan lewe gee vir God se koninkryk op aarde, sodat jy ook gesaai kan word en God jou kan gebruik vir die koninkrykswerk. Jesus se kruisiging bring vir my en jou die grootste geskenk en die grootste deurbraak. Terwyl hy op sy laagste is, gee hy vir ons die grootste. Die boodskap agter hierdie wildernis, en dis my laaste slide, wil ek graag hê moet jy dink daaroor. Jou lewe begin eers in die wildernis. Moenie jou wildernis verby wens nie. Ons is so geneig om te sê, ag, ek wil net hier deurkom, ek wil net hier deurkom. En dan hardloop ons daar deur, maar ons leer nie ons les nie. Ons hardloop daar deur, maar ons kry nie God se aangesig weet nie. Ons hardloop daar deur en ons kyk rond en ons sien net in die harwar van alles. Maar ons kom dan nie uit by die doel van die wildernis nie. Jou wildernis waarin jy nou sit, het 'n doel. En die doel is, die kernteks wat sê, ek lok haar om daar met haar hart te spreek. God wil vanoggend in jou wildernis, waar dit nou vir jou baie swaar is, hy wil met jou hart spreek.
Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek gaan nou stil word. Here, goed, my fight is verby. My muur is om my pad is met dorings besaai. Goed, what do you want to say? Wat moet ek hieruit leer, Here? Wat moet ek nou aan my lyf dalk voel, om my kop te laat dink? Wat moet my gees nou ontvang? In jou angs gaan jy leer hoe om dan 'n vreesgees weg te jaag. In jou depressie gaan jy dalk leer hoe om 'n oorwinningsgees aan te trek. In elke situasie, Paulus skryf so mooi, en hy sê in Hebreëus, ag die tugtiginge loutere vreugde. Ag jou wildernis vandag 'n vreugde. Because once you are through it, wanneer jy daar deurgekom het, gaan jy soveel ryker wees, soveel meer uit die lewe uit hê. You will know your purpose. Jy gaan kan verander om jou vertel, hou net bietjie vas, God is in getrou. Jy gaan soveel ander kere kan omkyk en sê, ek ken God op 'n hele nuwe manier. Ek het nog nooit vir God so gesien nie, want elkeen van ons het op hierdie stadium 'n prentjie van die Godheid. Ons het 'n prentjie van die en 'n idee van ons omstandighede, ons doel, ons werk, ons huisgesin, ons kinders, ons verhouding, my doel in die verhouding. En baie keer wil God net by daai prentjie uitkom en vir jou sê, stop, kom ek lok jou in jou wildernis in, want nou kan ek met jou hart praat.